Kom kyk lekker saam met ons by Leefwêreld van die Gestremde. Net hier op RSG 100 tot 104 FM, maar ook wêreldwyd op www.rsg.co.za. Vandag vertel Mariaan Botha van Oos-London meer oor die rol van die audioloog in die leefwêreld van ons mense met gehoorverlies. Welkom by RSG, Mariaan. Dankie Fani, dankie vir die geleentheid om 'n bietjie te gesels vandag. Mariaan, jy is gekwalifiseer as audioloog en spraak- en taalterapeut en dit is nou al hier in 1994 gewees daar in Pretoria en jy is nou 11 jaar daar in Oos-London in praktyk. Vertel ons 'n bietjie meer. Geniet jy wat jy doen daar? Sien jy jouself daar ingewortel in die Oos-Kaap? Ja, ek het nooit gedink toe ek eers in matriek was dat ek ooit in die Oos-Kaap sal land nie. En ek het nie eens geweet daar bestaan so 'n beroep in matriek nie. En op die einde van die dag is dit 'n wonderlike geleentheid om uit hierdie praktyk uit mense se reg tot kommunikasie en beter lewenskwaliteit te kan hanteer. En ernstig het my passie vir taal en biologie gemaak dat ek nou luister na elke fluister kan bemark vanuit my eie praktyk uit, wat 'n groot eer is. Nou, as jy nou moet vir ons sê, wat is die grootste wanopvattings as 'n mens nou dink aan gehoor en gehoorverlies, nou hierdie saak waar ons nou vandag oor gaan gesels? Ja, ek dink die grootste ding is dat meeste van die mense, veral in meer landelike gebiede, dink dat die gewone dokter in jou oor kan kyk met 'n liggie en dan vir jou kan sê of jy kan hoor of nie hoor nie. So dis die grootste ding is, mens kan nie sien of jy kan hoor of nie hoor nie, mens moet dit eintlik toets. En dan die ander ding is dat meeste mense dink dat was is die grootste oorsaak van gehoorverlies. So mense gaan almal vir wasverwydering, wat juist een van die minste of die kleinste oorsake van gehoorverlies is. So dit is 'n groot frustrasie, is dat baie mense nie weet jy kan direk na 'n audioloog toe gaan vir 'n gehoortoets nie. En dis een van my groot frustrasies. Ja, jy weet ons het hierdie program ook adverteer op ons webtuiste en iemand wat 'n boodskap deursit en vra, kan 'n mens ooit te jonk of te oud wees vir 'n gehoortoets by 'n audioloog, soos wat jy nou sê wat moet gebeur? Gelukkig as jy 'n audioloog sien, is daar nie 'n beperking op die ouderdom nie. So ons kan toets van 24 uur ouderdom af, wat wonderlik is, want daai babatjies kan nog nie eens reageer op die klank nie en ons is opgelei en ons het toerusting om op daai ouderdom al 'n gehoortoets te doen. As 'n mens na ander ouens kyk wat met gehoorapparate werk, is hulle nie noodwendig toegerus om dit te doen nie. En dan is die vraag altyd, wanneer is mens te oud vir 'n gehoortoets? En my oudste pasiënt word nou 100 jaar oud in Mei en die mens se vraag sou wees, is mens ooit te oud om te kommunikeer? En dis nooit. So solank as wat jy nodig het om te kommunikeer, moet jy kan hoor en dan behoort jy 'n gehoortoets te kry. So daar is nie 'n afsnypunt op 'n ouderdom nie en enige ou sou eerder 'n gehoortoets moet hê as om te dink dat hy goed kan hoor en eintlik is dit dalk 'n misverstand. Ja, jy weet, 'n mens wat baie belangrik is, sommige mense die opvatting weet as 'n mens ouer word dan kommunikeer jy nie meer nie en dit is reeds die teenoorgestelde. Hoe ouer 'n mens word, hoe graag wil jy meer kommunikeer omdat jou behoefte verander en ook jou mobiliteit word in bande gelê. So dit is 'n baie belangrike saak wat ons nou hier aanraak vandag in ons program oor die leefwêreld van die gestremde en ek is bevoorreg om te gesels met Mariaan Botha en sy is 'n audioloog daar in die Oos-Kaap en ons kyk na wat is die impak van gehoorverlies en wat kan ons sien die rol wat die audioloog kan speel. En jy gebruik altyd vergelykings soos die sintuig van gehoor en dan die sintuig van visie en jy speel hierdie twee altyd te mekaar en dit is 'n baie belangrike saak hierdie om te verstaan. Wat sê jy vir ons daaroor? Ek dink wat baie keer gebeur is dat mense is nie bang vir visie nie. Almal gaan maklik vir 'n oogtoets, maar as dit kom by gehoor dan is almal bietjie meer versigtig, want die hele ding van ek wil nie 'n gehoorapparaat hê nie, so ek gaan nie gaan vir 'n gehoortoets nie. Waar met visie sal elke ou by Specsavers of waar ook al instap en net vinnig 'n oogtoets doen, net om te sien of hulle kan sien of nie. En tussen visie en gehoor is die probleem met visie dat jy kan dit gaan oor, kan ek naby sien of kan ek ver sien, wat vergelyk word met gehoor, kan ek harde goed hoor en kan ek sagte goed hoor. Maar met gehoor is die klem meer op die kwaliteit van die klank. Soos wat kleure vergelyk sou word, is dit wat met klank gebeur. So mense sou kan 'n gehoorverlies hê, die laatoonhoogte klanke wat de klanke affekteer. Maar mense sou kan normaal hoor en die ander klanke wat byvoorbeeld gaan affekteer. So as mens dit vergelyk met visie, is die maklikste ding, dis nie soos wat 'n mens kyk na 'n reënboog, dat 'n mens sekere rooi of blou nie sal kan sien nie. Maar gehoorverlies is daai toonhoogte van die klanke is baie belangrik om te verstaan as 'n mens dit vergelyk met visie.
En dis baie keer as ek vir mense verduidelik dat mense wil hê dat jy kan rooi, groen en blou sien. En dit is wat 'n mens wil hoor, nie net of dit ver of naby is nie. En dit help natuurlik as jy 'n prentjie het. Ja, dis baie waar. So, ek kan so daarmee identifiseer in die laaste jare wat ek heeltemal doof was, maar nog klanke kon hoor onderskei, jy weet, die kwaliteit van klank. Dit maak so groot verskil in 'n mens se lewe wat natuurlik nou na die kokleaire implantings my hele lewe verander. So ja, wat jy sê is so waar. As mense nou by jou kom en hulle rapporteer nou, wat is die tipiese aanmeldklagtes wat jy mee te doen het in die praktyk? Ek dink een van die goed wat uithaal uit ons vorige gesprek uit ook, is dat die kwaliteit van wat die mense hoor word baie keer geaffekteer. So mense sal vir my sê ek hoor perfek in 'n 1-tot-1 situasie of in stilte, maar sodra daar groepe of agtergrondsgeraas is, kan ek hoor die mense praat, maar ek kan nie meer onderskei wat hulle vir my sê nie. So daai spraakduidelikheid is die ding waarna ons kyk, en dit sou die grootste aanduiding wees van 'n gehoortoets. En dan die groot ding waar jou eggenoot altyd sê, toe maar my man het selektiewe gehoor. Ja. Wat baie mense as 'n verskoning gebruik is gewoonlik die eerste ding wat vir my 'n aanduiding gee, dat jy in sekere situasies kan hoor en in sekere situasies nie, maar dan vir my 'n idee gee van wat met jou gehoor gebeur. Dan die ander ding wat baie mense na my toe bring, is sonbesies, of wat ons ken as tinnitus, waar jy daai tipe klank teen 'n hoë toonhoogte in jou oor het vir elke 24 uur van die dag. En mens kan nie van dit wegkom nie, wat ook baie keer 'n aanduiding is dat daar behoefte is vir 'n gehoortoets, wat baie keer vir ons 'n onderliggende saak aandui wat ons daar kan aanspreek. Wat gewone dokters vir jou sal sê, wag en kyk of mens kan niks daaromtrent doen nie, so los dit net. So daar is kenmerke die goed wat die meeste mense na my toe bring, wat die meeste mense vir my noem. Ja, dis baie belangrik om hierdie te gesels en ek wil graag hierdie jaar 'n paar programme met jou doen. Ons het soveel om deel te neem en soveel om deel te gee aan die gemeenskap oor hierdie baie belangrike onderwerp. Maar jy het op 'n stadium vir my gesê dit is belangrik om te besef dat elke gehoorverlies 'n unieke impak op elke individu se lewenskwaliteit kan hê. Jy vertel ons 'n bietjie meer, wat bedoel jy daarmee? Ek dink baie keer as 'n mens dink aan gehoorverlies, dan verstaan mens nie wat dit beteken in terme van isolasie van die mense vir wie jy lief is nie. So met meeste gehoorverlies wat sal gebeur is dat mense hulle self sal isoleer omdat dit te moeilik is of te veel konsentrasie vat om na 'n braai toe te gaan byvoorbeeld. So die effek van dit wat ek sien op 'n gehoortoets hang af van die omgewing en die mense wat om hierdie persoon is met die gehoorverlies. As mens byvoorbeeld dink aan die impak van 'n gehoorverlies van iemand wat in een situasie is, soos in 'n ouer huis waar daar nie te veel beweging is nie, teenoor dieselfde persoon met dieselfde gehoorverlies wat maar nog in beheer van vergaderings op 'n daaglikse basis is. So dit wat 'n mens met jou gehoor moet doen en die omgewing waarin jy is en ook die ondersteuning wat 'n mens het, is baie belangrik. Die ander ding wat 'n mens nie in gedagte hou nie in terme van die impak wat dit op jou lewe het, is of dit 'n skielike gehoorverlies is of iets wat jy kry as jy klaar taal verwerf het, soos as 'n volwassene wat geraasdoofheid byvoorbeeld kry. Is die impak anders as die kind wat van 'n vroeë ouderdom af al gehoor verlies het as gevolg van oorontsteking en daarna meer permanente gehoorverlies het. Daai mense leer op 'n ander manier kommunikeer byvoorbeeld en jou taalvlakke is anders. So dit hang af wat 'n soort gehoorverlies en dit hang af wanneer dit gebeur het. En dit hang af wat met die ondersteuningswêreld gebeur, beide by die huis maar ook by die werk. Marianne, as ek nou terugkyk op my lewe van amper 3 dekades as dowe persoon, is dit korrek as ek sou sê dat soms dink ek dan terug en ek het soms my gesin in 'n mate gestraf om nie deel te neem aan aktiwiteite nie omdat ek myself onttrek het. Is dit 'n normale reaksie wat jy by mense sien, dat die onttrekking wat plaasvind en dan die mense om jou word regstreeks daardeur geraak? Wat is jou mening vinnig daaroor? Dit is my belangrik dat jy dit noem, want dis op die ou ende is gehoorverlies sluit 'n mens af van mense, waar visie byvoorbeeld jou net van dinge afsny. En dis baie keer die ouens wat om jou is wat die swaarste trek, want dit sal jou vrou of jou eggenoot wees wat sal sien dat jy sekere goed nie hoor nie en hulle probeer altyd vir jou instaan. En baie keer vir die persoon met gehoorverlies besef dit nie direk nie, want hy is so hard besig om te konsentreer, om te probeer sin uitmaak van wat hy hoor, dat dit so harde werk raak, dat hy net op die einde van die dag sal onthou
dat dit so moeilik was of dat ek 'n kopseer gekry het of dat ek so moeg is nadat ons by mense gaan kuier het en nie besef dat dit noodwendig was omdat hy na elke sin moes luister en dan moes besluit wat dink ek sê die mense vir my nie. Waar ander ouens kan wat agteroor sit en net hoor wat gebeur en outomaties reageer as vir 'n persoon met gehoorverlies. Moet jy eers dink, gaan ek nou 'n fout maak as ek nou antwoord of het ek nou die boodskap reg? En dis wat mense met normale gehoor nie besef nie. Is dat met gehoorverlies raak net gou-gou gesels raak harde werk. Dit gebeur nie van self nie. En ja, dit is baie waar. Marian, die tyd het uitgeloop. Ons moet afsluit. Ons gaan 'n volgende program gesels oor die stigma wat daaraan gehoorverlies lê en wat mense wat dat ervaar, dat die stigma wat hulle beleef en dan gaan gesels ons oor baie sake in die Oos-Kaap nog en ook oor geraas. Daar's soveel sake wat ek nog by jou wil uitvind. Jy's ook betrokke by die assosiasie van audioloë in Suid-Afrika, maar as jy jou kontakbesonderhede net deurgee nou in hierdie program, dat mense met wie jou wil gesels en kers opsteek, waar kan hulle jou in die hande kry? Ek dink die maklikste sou wees as hulle direk met ons assosiasie kontak. Die kontaknommer Ja, asseblief. by ons assosiasie is 082 727 5977. En dan op ons webtuiste www.audiologysa.co.za waar mens enige iemand in die hande kan kry. Goed, dit is die vereniging, die assosiasie vir audioloë. Ek herhaal net die nommer is 082 727 5977. Is dit korrek? Ja, dis korrek. Nou ja, dit was 'n lekker gesprek met Marian Botha daar in Londen. Sy is 'n audioloog en ons het gekyk na die impak van gehoorverlies op die mens en ons gaan nou verder gesels in 'n volgende program oor die aspekte soos wat ek uitgelig het. Marian, baie dankie. Dit was baie lekker om jou te gesels. En baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit. Indien jy enige voorstelle of navrae in hierdie program stuur sommer nou 'n e-pos aan my by fani.dt@mweb.co.za. Jy kan ook volg op Twitter by Fani Dreams of gesels met my deur middel van Facebook of Skype. Ons is naby mekaar deur middel van die tegnologie. Onthou die program word Woensdaeoggende om 3:15 herhaal. Groetnisse uit Kaapstad.